Goeiedag, hartlik welkom by nog 'n program van ons. Soos julle kan sien, is dit koelerig weer in die Kaap van my Ansie Smit. Yvonne Besuidenhout. Baie welkom. Ons wil julle weer vra, stuur julle gebedsversoeke aan ons. Stuur ook julle wonderlike getuienis vir ons, want dit bemoedig ons ook. Ja, ons kyk na die gedagtes, soos ons in ons eerste program gesê het, die gedagtes is die stuurwiel van jou hele lewe. So ons moet begin fokus op elke gedagte en vra, wat sê die Heilige Gees? Wat wil U werklik hê? Wat moet ek dink? Hoe moet ek reageer? Wat moet ek doen? Die Heilige Gees binne in ons lei ons en leer ons. Ons moet net altyd vra, as jy in 'n situasie kom, as jy moet reageer, as jy moet antwoord op iets, neem 'n paar sekondes en vra, Heilige Gees, hoe wil U, moet ek hieroor dink? Hoe moet ek reageer? En wat wil U, wat moet ek antwoord? So kom ons is kinders van God, ons word gelei deur die Gees van God. So kom ons maak werklik moeite daarmee om elke gedagte te vra, Vader, wat is U wil? Wat wil U, wat moet ek dink? Wat wil U, moet ek doen en hoe moet ek antwoord? Ja, ons sien dat God gaan ons eie wil word, die Here laat ons toe om ons eie wil te gebruik. So hy gaan nie sy wil op ons afforceer nie, maar as jy toelaat, dan gaan hy vir jou lei. Kom ons kyk wat sê Romeine 8 vers 14 tot 15, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die uiterlike is tydelik, so is dit ook wat in ons lewe ervaar. Kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. So kom ek en jy is nie bekommerd oor dinge wat net hier op aarde gebeur nie. Hoe lyk ons huis, hoe lyk ons kar, hoe lyk ons kruidenierskas, hoe lyk my kinders, dra my kinders brandklere. Ons weet daar is kompetisie tussen die kinders, maar kom dat ons nie dit konsentreer op dat dit jou alfa en omega raak nie. Kom ons konsentreer op dinge wat ewigheidswaarde het, dinge wat daarbo in die hemel is en nie hier onder op die aarde nie. Ja, soos Yvonne gesê het, baie keer laat ons toe dat die uiterlike dinge ons so beïnvloed. Maar ons moet eerstens op ons innerlike konsentreer. Baie keer wil ons, veral ons vrouens, wil so graag 'n make-over hê in die buitekant. Maar baie keer het ons daai make-over innerlik nodig. Want baie keer worstel ons met gedagtes, met negatiewe dinge, negatiewe gedagtes oor jouself, baie keer ook oor ander mense wat ons beïnvloed. So kom ons fokus werklik op ons innerlike, die dinge wat ek kan beheer. Hoe beheer ek dit? Hoe reageer ek? En dan stel vrae wat jy jouself kan afvra. Wie is ek werklik? Nie wat mense sê of opinies nie, of wat tydskrifte sê jy moet so en so lyk nie, maar wie is ek werklik? Hoekom bestaan ek? Waarvoor het God my geskape? Want almal van ons vra een of ander tyd hierdie vraag, waarom is ek hier op aarde? Wat is my doel? Wat is God se plan vir my lewe? Dis alles dinge wat die innerlike moet op konsentreer, en dan ook waarheen is ek op pad? Hoe sien ek myself, soos God my gesien het? Wat is God se plan vir my lewe? Waarheen is ek op pad? Baie keer, ons is kinders van God, so ons moet weet dat ons geskaap is na God se beeld, sy gelykenis, en wat 'n wonderlike voorreg is ons dit besef, wie ons werklik is, en wie ons werklik in Christus is, aan wie ons werklik behoort. So kom ons leer om te fokus op die woord. Dis hoekom ons altyd sê, leer die woord. Want as jy nie die woord ken jy nie God se karakter nie, en dan weet jy ook later nie meer wie of wat jy is nie. So kom ons leer
sodat God ons kan leer en ook onderrig, dat ons onsself kan sien, ander mense kan sien deur God se oë, en dat ons werklik besef, ons is God se beeld, ons is eintlik in werklikheid net soos God. As jy twee beelde langs mekaar sit en jy sê, dis 'n beeld, hierdie een beeld is gevorm, gemaak, volgens die ander beeld, dan besef ons het al hierdie wonderlike wysheid en insig van God, ons is God se spesiale eiendom. So kom ons leer om te fokus op wat God van ons lewe sê, wat God van ons sê, en dan laat ons gedagtes ook daardeur lei, want baie keer sien ons negatiewe dinge, jy sien uiterlike dinge wat jy konsentreer, maar Sunny lyk so mooi, sy dra die nommer rok, en ek wil ook so graag lyk, dan leer ons om te fokus op wat kan ek verander, wat se gedagtes kan ek omtrent myself verander, wat se gewoontes kan ek verander, hoe kan ek my gedrag aanpas, en baie keer sien ons ook, dat veral onder die jong mense, hulle is jaloers, hulle is afgunstig op mekaar, hulle wil lyk soos die celebs, hulle wil aantrek soos hulle, maar kom ons leer ons kinders en jong mense ook om te fokus op die innerlike, die dinge wat hulle wel kan verander, en ons luister in die woord aan wat God se gedagtes werklik vir ons elkeen is. So leer ons dan om te fokus op die interne kontrole wat ons kan uitoefen, dat ons werklik sal wees en lewe soos God se kinders. Ja, Kolossense 3 vers 1 tot 10 sê vir ons, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterkant van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in die heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartsog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is. Hoor julle wat ek hier sê? Hulle sê al hierdie dinge is afgodediens. Dan sê baie keer van ons, maar ons dien nie afgode nie, ons buig nie voor 'n beeld nie. Onthou, 'n afgod is nie altyd net 'n beeld waarvoor jy buig nie. Dit kan enige van hierdie dinge wees wat ons nou genoem het. Hulle sê, waar deur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het, en julle het julle met die nuwe mens beklee, en het vernuwe geword tot die kennis na die beeld van sy skepper. Hoe lyk jou kleed? Onthou, as jy sê, jy's 'n kind van die Here en jy het jou nuwe kleed aangetrek, jy het die ou mens uitgetrek, dan kan jy nie terwyl jy hierdie nuwe kleed aan het nog skinder, nog vloek en nog al hierdie lelike dergelike dinge doen nie, want so bevlek jy die kleed van die Here, en voor jy jou kan kry, staan jy voor Christus met 'n kleed vol vlekke aan. Hoe meer jy jou gedagtes by God is, hoe meer beheer gee jy vir die Heilige Gees om jou te vorm na die beeld van Christus. Galasiërs 4 vers 19 sê, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. So kom ons laat toe, laat ons gedagtes ons leer om al hoe meer die gestalte van Christus te kry. Leer as 'n aanhoudende ding. Dit is soos kinders wat leer vir 'n eksamen. Groot mense skryf nog eksamen. Jy gaan nie 'n toets skryf as jy nie geleer het nie, as jy nie jou bekend gemaak het met die inhoud van dit wat jy moet skryf nie. Dieselfde is, ons kan nie 'n Christuslewe leef as ons nie die Bybel lees en dan kan leer wat die Here van ons sê en hoe om ons gedagtes te beheer nie. Ja, onthou altyd wat jy dink gaan in jou lyfstaal weerspieël word. Dit gaan in jou woorde. So dis baie belangrik om weer eens te besef wat jy dink. Baie keer sit jy voor iemand en jy hoef niks te vra of te sê nie. Luister 'n bietjie na daai persoon se woorde. Luister of kyk 'n bietjie na die persoon se lyfstaal. Kyk 'n bietjie na sy aksies, dan weet jy dadelik wat in daai persoon se gedagtes aangaan.
Sukkel die persoon miskien met seer, is hy kwaad, is hy hartseer? Jy kan dadelik optel in 'n persoon se woorde, sy lifestyle, wat in sy gedagtes aangaan. So dis daarom hoekom dit so belangrik is dat alles wat jy dink, weerspieël jy in jou lewe. Alles wat jy dink kom in jou vleeslike liggaam uit. Baie keer sien ons dat mense siektes het, hulle gaan dokter toe, die dokter kan geen 'n fout vind nie, en baie keer sê die dokter dan maar nie, dis eenvoudig stres, maar baie keer as jy dan gaan kyk, hoe lyk daai persoon se denkpatrone, waarop fokus daai patroon? Baie keer kan jy jouself siek dink. Ons sien baie keer die gevalle wat die ou sê, voordat ek 40 is, gaan ek 'n hartaanval hê, my ma het dit gehad, my pa het dit gedink, en hy speel dit oor en oor in sy gedagtes, en baie keer, die meeste van die kere, gebeur dit werklik. So wees versigtig wat jy dink, wat in jou gedagtes wat jy toelaat, en as jy, soos ons gesê het, onderskei in jou gedagtes, wat is reg, wat is waar, wat is eerlik, wat is nie goed vir jou nie, en neem dit onmiddellik gevangene, dan kan ons weet dat ons gedagtes op God se woord moet baseer. Die tweede ding is die geestelike vlak. Ons moet werklik ons gedagtes in lyn kry met God se woord. Baie keer dink jy iets en dan agterna sê die Heilige Gees vir jou, dis nie altyd noodwendig sonde nie. Jy kan miskien net dink, maar ek hou nie nou daarvan wat Pietie gesê het nie, maar dan kan die Heilige Gees jou oortuig en sê, maar jou reaksie, jou gedagtes was nie nou mooi en rein en waar nie. So kom ons leer werklik, ons Christene het die voorreg om die woord te hê wat vir ons leer en onderrig, hoe ons gedagtes moet wees. So kom ons leer, ook as jy 'n gedagte kry van die duiwel, baie keer stuur die duiwel 'n opinie gedagte in jou kop. Baie keer is dit negatief, maar neem dit dadelik gevangene en sê nee, dis 'n versoeking, dis 'n aanval van Satan, ek weerstaan dit, ek gaan nie daaraan dink nie, en vra die Heilige Gees dan om jou te help, om nie weer daaraan te dink nie, dat ons werklik ons gedagtes sal rig op ons geloof, sal rig op wat Jesus aan die kruis vir ons betaal het, wat hy vir ons werklik beteken het, en dan kan ons kyk na 1 Johannes 5, 4-5, Openbaring 12 vers 11, Jakobus 5, 16, Efesiërs 6, 17, Hebreërs 1, 12, gaan lees 'n bietjie wat God se gebed vir ons was in alle tye. Ek onthou my ma het altyd gesê, sy hou nie daarvan om so stil te sit en niks te doen nie, want dan gaan daar te veel dinge in haar kop aan. En dit is so, as ek en jy sit, die ou mense het mos altyd gesê, ledigheid is die duiwel se oorkussing. Want ek en jy toelaat en stil sit, dan kry die duiwel ook baie keer 'n geleentheid om al hierdie negatiewe dinge in ons, soos pyle op ons af te vuur. So daarom moet ons versigtig wees en nie toelaat nie. As jy dan nou niks het vir om te doen nie, bid 'n bietjie, lees bietjie jou Bybel. Die Bybel is elke dag nuut. Jy kan nooit genoeg kry van die Bybel nie. Maak dit 'n punt van jouself. Stel vir jouself 'n program op. Sê ek lees vandag die psalms vir hierdie week en môre dit en dit. En jy sal verbaas wees wat jy in jou gedagtes gaan vul, want onthou die woord sê, dit wat jy sê, so sal dit wees, nê. So al dink jy dit ook, onthou, mense gedagtes het ook krag. Satan en sy demone werk vanuit 'n buite sintuiglike geestelike sfeer van waar hulle ons vuil gedagtes en bose voorstelle soos vurige pyle op hulle slagoffers rig. Daarom is dit weer versigtig, as jy iets kyk wat nie reg is nie, as jy iets lees wat nie reg is nie, dan sit daai ding hier en die Satan en sy demone gebruik dit dan om jou te voer, hierdie pyle af te vuur. Daarom is dit belangrik dat ons, soos Efesiërs 6 vers 16 sê, behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee jy alle vurige pyle sal kan uitblus. Dit wat die Satan teen jou probeer afvuur, sit daai skild op, sodat jy dit kan afweer nog voordat dit gebeur. Ek sê altyd, kom ons bid meer voorkomend, kom ons bid net 'n bietjie meer, laat
hierdie dinge afgeweer word. Ek bid elke aand ook wanneer ek ons bid dit in die oggend die wapenrusting, maar in die aand wanneer ek bid vir beskerming, want baie keer as ons slaap is ons so vulnerable, sê die Engelsman, is ons so gevoelig vir hierdie dinge. So kom ons wees versigtig wat ons toelaat. Dit wat jy toelaat in jou gedagtes, hoe meer jy daaraan dink, word dit 'n werklikheid, soos Ansie ook vroeër gesê het, wat jy dan oorplaas in jou onderbewussyn. Want hoe meer as jy 'n ding toelaat om te groei, en dan gaan dit in jou onderbewussyn. En vanaand droom jy daaroor en dan kan jy nie verstaan nie. Wanneer jy soortgelyke dinge aanvaar, sal dit wat jy gestoor het in jou onderbewussyn jou syning en jou siening versterk. Daarom is dit belangrik dat jy nie alles wat jy sien of hoor in jou gedagtes sal toelaat nie. Jy moet kan sê nee, hierdie dinge is nie van die Here nie, ek weerstaan dit, ek sny dit af. Maar ek kry baie keer oproepe van of boodskap is van iemand wat sê, ag, bid asseblief my ma dit gedoen, of my broer het dit gedoen, of hulle sê ek is 'n mislukking, of hulle sny dit af, kanselleer dit, die Here het vir jou die mag gegee om dit te doen, om te sê ek sny hierdie verkeerde woorde af, ek sny hierdie verkeerde gedagtes af in die naam van die Here. Romeine 8 vers 5 tot 7 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. So kom dat ons nie in vyandskap met God gaan nie, maar laat ons in vrede en liefde met die Vader en met die Heilige Gees leef en toelaat dat die Vader se wil in ons gedagtes is. Ja, indien die gedagte nie aan 'n Bybelse beginsel voldoen nie, moet ons dit weerstaan en ons moet dit verwerp. Baie keer moet jy jouself toets. Wat het ek vandag gedink? Was dit dinge wat ooreenstem met die woord van God? Of was daar dinge wat ek gedink het wat nie ooreenstem met God se woord nie? Het dit geestelike waarde vir jou? Baie keer dink jy iets en agterna besef jy of jy oordink dit. Dit steel eintlik jou tyd, want dit het geen geestelike waarde nie. So kom ons toets elke oomblik ons gedagtes. Gedagtes wat van God kom deur sy woord en die werking van die Heilige Gees, sal ons verligte oë gee van die verstand en ons sal op die weg van geregtigheid lei. Gedagtes wat van die duiwel afkom, sal jou sinne verblind en jou beïnvloed om nie Christus in sy evangelie te aanvaar nie. Jy sal dit verwerp en dan sal jy die bose hartsogte in jou vestig. So toets weer eens jou gedagtes wat jy bedink. Kom dit van God? Is dit in lyn met die woord? Of is dit 'n negatiewe, lelike gedagte wat die duiwel probeer veroorsaak? Ja, Galasiërs 5 vers 16 tot 22 leer eintlik vir ons baie goed oor hierdie vestings wat ons baie keer toelaat om nes te skrob in ons gedagtes. So kom ons laat dit nie toe nie. Galasiërs sê, maar ek sê wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer en tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserye en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As julle wonder hoe is die karakter van Jesus, is dit alles hierdie, die Gees van liefde, blydskap, vrede, al daardie dinge. Dit is hoe God is en dit is hoe Jesus ons leer om te volg. So dink 2 keer voor jy al die ander dergelike dinge doen. Kom ons spits ons daarna toe
om die goeie dinge te doen en die goeie dinge na te ywer en na te streef, sodat ons gedagtes meer positief is en nie negatief nie. Ja, kom ons kyk nou Kolossense 3:1-3. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Laat jou gedagtes jou nuut maak. As jy dinge wil verander, begin met jou gedagtes. Efesiërs 4:23-24 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Ja, ons tyd het ons ingehaal, so ons wil vir julle sê, dink bietjie oor hierdie dinge wat ons met julle gesels het oor die laaste 2 programme. As jy nie verlede week se program gekyk het nie, wil ek jou aanmoedig om dit op YouTube te gaan soek en te luister wat ons van daar af gesê het tot en nou toe, en ons gaan volgende week aan oor hierdie onderwerp, want gedagtes so 'n belangrike rol speel. Ek wil julle net herinner aan die 3 boekies van pastoor Clemens Mans wat beskikbaar is. Julle kan op die nommer wat nou op die skerm verskyn, kan julle dit bestel. 'n Heilige lewe, R150. 'n Gebed wat alles kan verander, R60. 'n Nuwe lewe in Christus vir elke nuwe bekeerling, elke een wat sê, maar hoe leef ek van hier af vorentoe, oor die groot doop, oor die doping van die Heilige Gees, 'n wonderlike Kersgeskenk. Bestel dit nou al, sodat jy sommer 'n paar kan koop voor Kersfees kan kom, R100. Bestel dit op die nommer wat nou verskyn. Al hierdie pryse wat ek nou gegee het, is sonder posgeld. Ons kyk na vandag se versoeke aansien. Ja, baie mense het geliefdes aan die dood afgestaan, so ons bid vir vertroosting, ons bid ook vir werkloosheid, en dan bid ons vir ons land, ons volk, ons regering. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer in te kan tree vir ander. Dankie dat ons weet, U is die groot vertrooster, en dat U met elke familie, elke kind, elke ouer, elke persoon daar buite, vertroos, versterk hulle in hierdie tyd, staan hulle by, en help hulle om hulle gedagtes op U te rig. Here, ons bid vir die werkloosheid in ons land. Vader, ons bid dat U die deure sal oopmaak vir mense wat werk soek. En ons bid ook vanoggend vir ons land en ons volk, ons regering. Here, dat Suid-Afrika werklik 'n land en 'n volk sal wees, wat U eer, wat U loof, 'n land sal wees, wat U al die eer sal bring. Dankie vir die voorreg wat ons het om die naam van Jesus openlik te kan aanroep. Ons prys U en ons loof U. Dankie vir alle goedheid, U grootheid, U genade. Dankie dat U ons so lief het. Ons prys U en ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. Totsiens, tot 'n volgende keer. Baie dankie, totsiens.